Asai, goeiemôre almal. Kom ons kyk, ons gaan 'n bietjie saam sing met Hillary en Kobus, maar hulle is op vakansie, so ek weet nie of hulle kan speel vanoggend nie. So kom ons kyk maar of hulle kan sing. Kom ons staan en sing ons lekker saam.
Vriende, as ons kerk toe kom, is dit om die Here te aanbid en om bietjie ons siele net stil te maak, bietjie te hoor wat die Here sê, onsself bietjie te Christelik te stig vir die wêreld. Maar ons kom ook by mekaar, so ons vier die verjaarsdag. In die blaadjie het ons nou vir die vakansie, het ons nou die hele vakansie se verjaarsdag aangesit. Maar daar, ons is nou by week 1, daar by die 26 Junie, Heilie van Heerden, Hanro de Jonge, Christo Post, Nelien Skuman, Mariaan van Wyk en Leon Lamprecht. Kom ons klap vir almal lekker hande. So as daar nuwe intrekkers is, julle weet ons meld aan daar by die speel daarvoor. Wat ek vanoggend wil ek aan baie dankie sê vir al die chefs. Ons het hierdie naweek was hier 'n funksie gewees wat ons die kos gemaak het, en as jy daar nie kom bys gekom het, was daar so 'n paar mense gewees. Man, hulle was chefs gewees. Hulle het kos gemaak. Baie dankie. Onder leiding van Rose en Andrew het hulle baie goed gedoen. Baie dankie aan almal van hulle. En natuurlik is dit vakansie, so daar's nie kinderkerk en jeug nie. Die skoolvakansie, ons herinner maar net almal van ons hierdie jaar se poging om almal aan te spoor om bietjie vrywillige werk te doen, vrywillige diens. Maar kom ons sing nog so 2 liedjies saam met Hillary en Kobus. Dankie. Vriende, as ons saam bid,
Ek sien as niks in die gebedsversoeke boek nie, maar ek dink nou aan Jacques hulle. Waar is Jacques hulle? Daar is Jacques Winnie hulle. Hulle klein kind wat ons die hartdefek het, wat nog baie jonk is, minder as 3 maande dink ek. 7 maande. Ja, dit is al so lank. Sy word nou, lyk my die 9de van Julie gaan die operasie wees, maar elke Vrydag voor die operasie, dan sit daar eers 'n spesialiste groep en hulle besluit en hulle neem besluit en so aan. Op die stadium is dit die 9de, so ons dink aan hulle en hulle kinders en alles rondom hulle familie. So kom ons sluit ons oor en bid ons net saam. Here, U is die almagtige God, U is die lewende Here. Ons loof en ons prys U, want U is die skepper van die ganse hemelryk, die ganse heelal. Alles wat daar is, het U geskep. U het die mens ook gemaak as U verteenwoordiger na U beeld, om te deel in die drome, en U het ons ingetrek deur die liefde en die genade. Ons is dankbaar daarvoor, dat ons deel van U koninkryk kan wees, dat ons saam met U kan hierdie wêreld regeer. Soms gaan dit maar bietjie woes en rof, en ons kry skaam oor alles wat die mens doen in sy eie selfsugtigheid. Ons gebed is, Here, dat U ons as gemeente in die regte rigting sal vat, dat ons in die regte rigting sal stap en sal loop in gehoorsaamheid. Baie dankie dat ons 'n plek het om te aanbid, 'n plek het om by mekaar te kom en mekaar te kuier en te leer. Ons loof U daarvoor. Dankie dat ons ook vir ons vriende kan bid. Ons dink maar vanoggend spesifiek aan Jacques hulle en hulle kleinkind. Die hulle sal styf vashou. Ons weet daar is nie maklike antwoorde nie, maar Here, ons weet U is ons God en U sal ons lei. U sal ons op die regte pad hou. Ons bid ook vir baie mense wat siektes onderlede het, wat afhanklik is van genesing van U af en van krag en van sterkte. Baie mense sukkel ook met werkloosheid, Here. Hierdie is rowwe tye, die ekonomie is swak. Ons bid dat U ons sal styf vashou in hierdie tye wat voorlê. Maar vanoggend bid ons spesiaal, Here, dat U ons sal rigting gee en leiding gee uit die woord uit, waar ons na U boodskap sal luister. Ons bid dit in alles in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, ek wil vanoggend met julle weer gesels oor die evangelie. Ek wil daai rigters uit gesels. Rigters is 'n tyd lank, hierso in 1300 voor Christus, toe die volk uit Egipte land uitgelei is, kort daarna was die rigterstyd. Daar was nog nie 'n koning nie, daar was sulke leiers so Samson en Gideon, wat die volk vir tydperke gelei het. En ons is baie soos in daai tyd. Daar's nie 'n spesifieke leier nie, ons is maar bietjie leierloos, maar ons is steeds afhanklik van God vir ons hulp. Die probleem is net, as mens vandag vir enige iemand vra, kom werk vir die Here, dan is mense, ek en jy, is te skaam. Ons is geneig om te sê, nee, ons kan nie vir die Here werk nie. So as jy daar in Jesaja gaan lees, het die Here gesê, die Here sê vir Jesaja en daai tyd se mense, toe het ek die Here hoor vra, wie kan ek stuur? Wie sal my boodskapper wees? Die ding is, God regeer nie hierdie wêreld op 'n geestelike manier nie. Hy regeer die wêreld met ons, met mense soos Abraham en Moses en Anton en Willie. Hy werk deur mense. Dis hoekom hy in die begin gesê het, hy maak die mens as sy verteenwoordiger, na sy beeld maak hy die mens. God werk met ons. Maar vir een of ander rede is ons so geïndoktrineer deur die wêreld.
dat as God ons roep, dan is ons te skaam. Ons is of nie heilig genoeg nie, of ons is nie slim genoeg nie, of ons ken die Bybel nie genoeg nie, of ons het net baie verskonings. Ons is heeltyd skaam en bang. Ek onthou in my eie lewe was ek so verskriklik bang om te bid. Jy was net skaam en jy is bang. So die ding is, hoekom sit ons met ons God wat ons gemaak het, met hierdie vrees, dat ons vir hom kan werk? En die ding is dan, as ek in die Nuwe Testament lees, dan sien ek, Jesus het hierdie ding gesien kom. Hy sê daarso in Markus, sê hy, wie hom dan vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam wanneer hy hom saam met die heilige engele en bekleed is met dieselfde heerlikheid as sy Vader. So Jesus het hierdie ding gesien toe hy met sy mense gewerk het, hy gesien, maar hulle gaan hulle skaam vir die evangelie. Sê net vir hulle, maar as julle skaam vir die evangelie, dan gaan ek ook vir julle skaam. So hy het hierdie ding sien kom. Maar as ons teruggaan in die Ou Testament, dan sien ons hierdie ding kom al van ver af, van Moses se tyd af. Julle ken die verhaal van Moses. Moses het nie opgespring en sê, ja Here, kies my nie, ek sal gaan nie. Hy was bang, en hy was skaam, en hy het weggeskram. Julle onthou toe die Here by hom gekom het daar met die brandende bos, toe sê die Here vir hom, ek wil hê jy moet gaan en my volk gaan uitlei. Toe het hy baie goeters, Here, maar sê nou net, ek kom daar en hulle vra vir my, wie's jy dat die Here jou gestuur het? Sê nou hulle vra vir my, wie's ek? Want ek het nie 'n pedigree, ek is nie die regte ou nie. Hy het allerhande verskonings gehad. Sê nou hulle vra vir my, wie is dit wat jou gestuur het? Of hulle, sê nou niemand wil vir my luister nie. En na al die verskonings het hy mos begin sê, ja maar Here, ek kan ook nie praat nie, ek het nie 'n goeie stem nie, en ek hakel en ek weet nie wat alles nie. So hy het ook maar weggestuur. Kan die Here nie net asseblief iemand anders stuur nie? Stuur net iemand anders nie. So ons beweeg maar op dieselfde modus operandi as Moses. Hoekom vat die Here nie daai ander ou nie? Want hy is nie so besig soos ek nie. Hy het nie so goeie beroep soos ek nie. Hy het nie dit nie en hy het nie dat nie. So die lidmate is maar net so onbevoeg. Miskien volgende keer, ek is te besig, Here, ek is te belangrik. En dis nogal baie wat in ons wêreld gebeur. Dus jy is te belangrik. Jy is te 'n gesiene mens in die dorp. Jy is te belangrik in jou posisie, jy is die baas waar jy werk. Daar's baie ander beter mense vir die evangelie as jy. Nou die storie wat ek julle wil vertel, is een van die rigters, ekskuus tog, sy naam was Ehud. Ons lees dit daar in Rigters 3. Nou hoe dit gewerk het in daai tyd, die volk het onder druk gekom van die vreemde volke om hulle af. In hierdie geval was dit Moab. Moab het hulle onderdruk. Hulle het sonde gedoen, dan het hulle onder druk gekom en die vreemde koning het oor hulle begin heers. En koning Eglon van die Moabiete het hulle onderdruk en hulle swaar laat kry. En koning Eglon het vir hulle gesê, hulle moet al hulle oeste vir hom gee, en hy het hulle heeltemal misbruik. En die volk het vir verlossing gebid. En hulle het gevra, stuur ons 'n leier om vir ons te veg. En natuurlik, as jy bid vir 'n leier, dan het jy iemand in gedagte soos Samson. Hy kom, en hy sla die Filistyne mors dood. En jy soek 'n militêre oorwinning. Dis maar wat jy wil hê. Jy wil hê daar moet vrede kom. Nou hier's net 'n prentjie om vir julle te wys min of meer waar dit was.
soos julle kan sien, Israel en Juda was daar links van die dooie see, en daar regs van die dooie see is Moab gewees, die Moabite. So koning Eglon het daar geheers. So die ouens se droom was natuurlik om iemand soos Samson of Gideon te kry. En wat Samson en Gideon vir hulle kom help het. So daar bid hulle sê, toe het hulle die Here geroep om hulp, en hy het vir hulle 'n redder vir hulle na vore laat kom, Ehud, seun van Gera, 'n Benjamiet. Nou Benjamin was 'n baie sterk stam gewees, soos 'n Benjamiet na vore kom, is dit gewoonlik 'n goeie ou. Maar die probleem met Ehud het 'n bietjie van 'n gebreklike postuur gehad. Hy was nie hierdie militêre reus soos Samson nie. Hy het so bietjie soos hierdie ouetjie gelyk. Sy regterhand was gebreklik. So hy het so dun, swak armpie gehad. Ek onthou my ma, Renay se ma, my skoonma, het polio gehad as 'n kind. En hierdie regterarm van haar het glad nie ontwikkel nie, glad nie gewerk nie. So die armpie het heeltyd net hier gehang. Sy het alles met haar linkerhand gedoen. Alles met haar linkerhand gedoen. En sy het baie goed gedoen. Sy het alles en Ehud kom toe daaraan. Hy sê die Here stuur my. Nou kyk, hulle vir Ehud net so aan. Maar Ehud, jy kan nou nie eens 'n swaard vashou nie. Jy kan nie eens 'n mes vashou nie, man. Wat wil jy nou vir ons maak? Hier staan Ehud. Ehud is gebreklik. Nou in die Bybel staan daar net, hy was linkshandig, maar in die Hebreëus staan daar sy regterhand was gebreklik, want dis hoe dit gewerk het. As jy nie 'n regterhand gehad het jy nie deel gekry, dan was jy 'n G1K4 in die army. Jy het nie plek gekry nie. Jy was nie goed genoeg nie. En hy kom daar, hy sê ek sal gaan. Hy's baie entoesiasties want die Here het hom gekies as 'n leier. En wat nou tipies hier ook sal gebeur, as sê nou iemand staan op en hy kom staan hier voor en hy hakkel. Dan sal ons soms sê nee, jy kan nie die predikant wees nie. Ek weet nie wie van julle ken vir 20 jaar terug, ja, was daar 'n predikant in Brits gewees, Jan de Man. Hy het daar by, ek dink by Krokodil 4 gebeurde was hy die predikant. Toe kom preek hy eendag by ons hierso in Hartbeespoort. En hy preek fantasties. En na die tyd wil ek hom 'n vraag gaan vra en ek gaan na hom toe. En ek vra vir hom en hy hakkel verskriklik. Hy kry nie 'n woord uit nie. So Jan de Man is so ou. Hy's 'n groot hakkelaar. Kry nie 'n woord uit nie, maar as hy op die kansel gaan en hy preek, dan preek hy. Hy was so ou gewees. Nou hier kom Ehud. Wat hulle toe sien, hulle sien Ehud bly gewillig. Hulle kan hom nie wegkry nie. Hulle besluit nie wat hulle met Ehud gaan doen. Hulle gaan hom die koerier maak. Al wat Ehud gaan doen is hy kan hulle belastinggeld kan hy vat en dan gaan gee dit vir koning Eglon. So hulle het al hulle belastinggeld aan koning van Moab betaal. So hulle maak vir Ehud toe die koerier en hy word die belastingdraer. En hy is ideaal om die belasting te karwei, want hy kan aan sy linkerhand die donkie vat en hy kan die donkie begelei en hy kan stap met hom en hy doen dit toe gewillig. En die volk was nou nie baie opgetrek met hierdie nuwe ou van hulle nie. Koning Eglon van die Moabite was net so groot koning van al die kos. Dis verskriklik oorgewig. Hy was 'n baie vet koning gewees. En koning Eglon gaan daarna vat die belasting daarna hulle toe. En omdat hy toe aankom, sien hulle maar hy het 'n gebreklike handjie. Dan sien hulle, hy's nie 'n bedreiging nie. Hulle kan maar ingaan, hulle soldaat laat hom toe ingaan. So met ander woorde, Ehud word onderskat, want hy dra nie, wat gebeur gewoonlik as jy regs was, het jy 'n swaard hier gebere. As jy swaard vat, dan trek jy 'n swaard uit, dan veg jy.
En so as jy aangestap kom, kan hulle sien hier aan jou linkerhand, daar hang nie 'n swaard nie. En Ehud kom aangestap, daar hang glad nie 'n swaard nie. Hy sê, o nee, jy kan maar ingaan. Jy kan aan by die koning die belasting sommer vir die koning gaan gee. En hulle sien hy's niks werd en hy kan die belasting invat. En hy kom maar by die koning en wat Ehud intussen gedoen het, as ons lees hier so in vers 16, Ehud het vir hom 'n swaard gemaak, 'n halwe meter lank. Met ander woorde, hy het vir hom 'n klein daggertjie gemaak, net so lank. Aan albei kante skerp. Hy het aan sy regterhand onder sy klere vasgemaak. Hy het dit hier die kant vasgemaak, want omdat hy linkshandig was, het hy hierdie kant gebêre. So die metaalverklikkers het gekyk en hulle het niks aan hom gekry nie, want hy het niks nie. Laat hom deurgaan. En toe hy daar binne kom by koning Eglon, toe sê hy vir koning Eglon, hy sê koning, ek het van die Here af 'n persoonlike boodskap vir jou. Koning Eglon lê nou daar, so lekker ou dik, vet koning lê daar. Hy sê ja, kom maar 'n bietjie nader, kom gee vir my jou boodskap. Hy sê nee man, dis baie persoonlik, hierdie soldate van jou mag dit nie hoor nie. Sê soldate, gaan bietjie een kant toe, laat die man met my kan praat. Kom hy daar naby aan Eglon. En toe nou by koning Eglon kom, toe ruk hy sy dagger uit. Hy steek vir Eglon. Maar Eglon was so vet, dat die dagger sommer hier in die vet verdwyn en hy kry hom nie uit nie. Hy steek die koning met die dagger. Ons lees daar in vers 22. Die hef het saam met die lem in sy maag ingegaan en die vet het oor die swaard gepeel, sodat Ehud dit nie kon uittrek nie. So Ehud, die gebreklike, maak vir koning Eglon dood. En wat hy toe doen, hy steek vir koning met die dagger, hy sluip uit, daar's 'n skelm deur wat hy uitsluip by, en hy maak die voordeur, sluit hy toe, en hy vlug terug Israel toe, en daar's groot verwarring en alles is deur mekaar. As ons by vers 24 daar verder lees, nadat hy uit is, het Eglon se amptenare gekom en toe, hulle sien dat die deure van die boventrek gegrendel is, het hulle gedink die koning is seker besig om te ontlas daar in die koelvertrek. Hulle hoor kreengeluide. Dink hulle hy is seker besig. Hulle het tot vervelings toe gewag, maar die koning het die deure van sy boventrek, maar toe die koning het nie die deure van die boventrek oopgemaak nie, toe hulle 'n sleutel vat en dit oopsluit, lê die koning daar dood op die vloer. Mors dood. As God mense red, het hy nie die slimste en die sterkste en die beste ou nodig nie. Ons sien dit reg deur die Bybel. Reg deur die Bybel sien ons dit. As hy die sterkste ou bring so Samson, dan het Samson ander planne. Hy wil die vrou, hy is agter die vrouens daar, hy is 'n vrouerok. As hy nog 'n dapper ou kry soos Gideon, dan is Gideon weer wangelowig of klein gelowig. So die ding is, daar is nie perfekte mense nie. Mens kry nie perfekte mense nie. Vir die evangelie nie. As ons lees daar by vers 70, toe hy daar kom, het hy op die ramp, dis nou Ehud wat nou by Israeliete gekom het. Toe hy nou gevlug het, kom hy nou daar aangehardloop sonder die belasting, en hy sê vir hulle, hy het die koning doodgemaak. Toe hy daar kom, het hy die ramshoring op die Efraimsberg te laat blaas. As hulle het daar afgekom, het daar af na hom toe gekom, hy het hulle leier geword. Die ding is, jy kry nie ideale leiers nie. Al wat nodig is bereidwillige gelowiges. Ek en jy,
Daar is nie ideale mense nie. Ek en jy moet dit doen. En dit gaan nie oor hoe goed jy is nie. Dit gaan oor jou bereidwilligheid. God het 'n manier, hy werk met wat hy het. As dit Samson is wat hakel, dan gebruik hy vir Moses wat hakel, dan gebruik hy vir Moses wat hakel. As dit Samson is wat 'n womanizer is, dan gebruik hy vir Samson wat 'n womanizer is. Hy gebruik, as jy gaan kyk na Jesus se disippels, dis dieselfde storie. Daar's nie een van hulle is 'n reus nie. Almal van hulle het foute, almal van hulle het goeters. En dis waaroor Christendom gaan. Dit gaan oor die onbenullige mense wat vir en namens God opstaan. Die ek's en die jy's. En ongelukkig is ons, ek en jy is bietjie uitverkoop aan die wêreldse reëls van die sterkste en die mooiste en die slimste en die vinnigste. Ons wil so kerk ook hou. Ons wil so wees soos dit in die wêreld is. Ons wil die mooiste kerk hê, die sterkste kerk hê, die grootste kerk hê en die beste predikant hê. Maar dis nie wat God doen nie. God werk nie so nie. God werk anderste. So die ding is, as jy deel is van die gelowiges, deel van die Christene is, moet jy iewerste, moet jy net besluit, ek gaan dit doen. Ek gaan dit doen. En dit gaan nie vir jou eer gee nie, dit gaan nie vir jou aansien gee nie, dit gaan nie vir jou niks op jou CV gee nie. Maar dit gaan deel van God se koninkryk wees. Dit gaan deel van God se kerk wees. Dit gaan deel van God se uitrol van sy liefde en genade wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons in die Bybel kan sien, daar was baie swak mense soos Ehud, wat 'n niks en 'n niemand was nie, wat gebreklik was, wat nie eens 'n swaard kon dra nie. En hy kom, deur sy bereidwilligheid, kom hy en hy oorwin die magtige koning Eglon van Moab. En hy word die leier van die volk, omdat hy gewillig was, omdat hy bereid was om 'n tree te stap. Ons gebed vandag is, Here, dat elkeen van ons hierdie gewilligheid sal gee, dat ons net daai een treetjie sal stap, wat U wil hê ons moet doen, om daai klein verskil te maak, wat aan die einde van die dag die koninkryk gaan bou, en die boustene is van die koninkryk van God. Ons loof en ons prys U vir alles. Amen. Vriende, is daar enige iemand wat dalk iets wil byvoeg? Mama stil. Kom ons gee geleentheid vir 'n dankoffer. Vriende, kom ons sluit af met 'n slotlied en ons sing saam met Hilary en Kobus.
vriende, ontvang die seën van die lewende Here, sy genade, sy liefde en sy krag is met elkeen van julle. Amen.